vriende, broers en susters, baie welkom. Net twee mense wat nou laat ingekom het, die ek nou nie kon groet nie. Maar wat hier in Danskraal gebeur, bly in Danskraal. Ons praat nie uit nie. Nou ja, baie welkom. Ek het daarom kans gehad om vir meeste van julle handdruk te gee, en ek vertrou het gaan met julle goed, en dan van my kant af ook seën vir die nuwe week wat voorlê. Net vanaf wat ons aankondigings aanbetref, op bladsy 1, gaan ek niks sê nie, op bladsy 2, al die datums om te onthou, en dan vir almal wat gister met die hamburgerverkope gehelp het, of jy nou fisies daar gewerk het, en of jy net kom middagete koop het, of sommer net kom kuier het, en kom gesels het, baie dankie daarvoor, en as jy ook vooraf gehelp het, baie dankie daarvoor ook. Op ons lys van voorbidding, al die name wat daar is, en ook die kursus wat ons besig is, op 'n Sondagmiddag mee, bid asseblief daarvoor, en Rena moet môre met sy weer vir bloedtoetse gaan, en Woensdag, dan sit weer Geerboel, en ek het toe nou gevra, die volgende van hoeveel, toe sê sy, die 5de van hopelik van 6. En so op ligte noot, baie jare gelede gesels ek met iemand in die winkel, en die persoon het 'n ander manier van glo, en het 'n ander manier, of 'n ander verhouding met die Here, as wat ek met die Here 'n verhouding het, en nee, daar's niks wat sê, myne is reg, en die ander een sin is verkeerd nie, maar in geval so in ons gesprek, toe vertel die persoon op 'n stadium, toe ons so by gebed uitkom, toe sê die persoon vir my, maar ou moet baie spesifiek wees in jou gebede. As jy 'n Mercedes het, moet jy vir die Here sê, ek wil 'n Mercedes hê. Nou ja, dit is nie vir my om te bepaal of dit reg is of nie. En daar was nie genoeg tyd om by al die goed uit te kom nie, en ek en die persoon het nie so kontak met mekaar gehad nie. Mense is ook al lank al nie meer in die dorp nie. So dit is nie vir my om te bepaal nie, maar wat vir my net daaraan laat dink het, dat daar is tog maar by ons almal 'n verwagting. En Rinale wat nou die siekpad loop, en dan staan die verwagting om gesond te word. Na 'n operasie, dan sê die dokter gewoonlik, man, gee dit so 4 of 5 weke, of na 4 of 5 weke kom terug, en dan hoort dit reg te wees, wat ook al die geval mag wees. So ons wil ook, sonder om vir die Here voorskriftelik te wees, wil ons toch diep in ons hart ook vir die Here sê, Here, ons sien uit saam met Hendrinale, net 5 van 6, want ja, die mense wat kanker het, sal vir jou vertel, baie keer al die neeweffekte wat daar is. So, baie sterkte, ons dink aan julle. Dan, verjaarsdag, Fanie, daar agter, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Het is lekker om te sien dat al jou mense en jou klein mense en die aangetrouwde mense hier is vanmorgen saam met jou die dag meemaak. Van ons kant af, alles wat mooi is, seën vir jou nuwe lewensjaar, mag met jou goed gaan, hoop op gesondheid, vreugde, blydskap, en bo alles hoop en liefde vir die Here. En lekker eet vandag, lekker kuier, en seën dan vir die volgende week. En dan die 12de Maart is dit Henny Miller, terwyl ek sommer so van Henny praat, Susan het verskoning gemaak, en Hester het ook verskoning gemaak. Ek sal net nou, Hester het gesê, sy gaan inskakel, so ek sal net nou vir julle ook by die huise verwelkom. En so hoop julle 'n mooi dag, die wat verjaar. Dan net twee saakies wat bykom.
Die hamburgers sê, daar seker nog so een of wat of 'n paar rand wat inkom, maar ons het net so oor die R3000, ons het nie die beste van daag gister gehad met die hamburgers nie, maar net so ietsie oor die R3000 gemaak en dalk is daar nog geld wat inbetaal word wat nog nie opgetel is nie. Maar weer eens baie dankie sodat julle ook net weet, dit is wat ons gemaak het. Dan herinner ek kan net vir jou aan die einde van die maand, die laaste Sondag van die maand, dan gaan ons 'n deurkollekte hê, so daardie Sondag gaan ons 'n bankkollekte hê, wat vir ons gewone kollektes, bydraes in die gemeente gaan, en dan die deurkollekte wat vir die Bybelgenootskap sal gaan. Ek het nou die dag het ek sommer so vir iemand op die internet ekskuus, hier is 'n ding, dan nie siek ding, is net 'n ding. En die goedkoopste Bybel was hoeveel? Hier by R200 gewees, 179 of so iets. Dis die goedkoopste Bybel wat 'n mens nou aanlyn of by van die plekke kan koop. 'n gewone swart groot druk Bybel, het ek gekyk, die gaan op hier na R700-800. So die Bybelgenootskap, hulle probeer om Bybels te subsidieer, sodat mense dit teen 'n bekostigbare prys kan koop. So hulle kry geld oral van gemeentes en van kerke en van mense wat dit teen belasting afskryf, want jy kan ook as jy nou vir hulle bydraes gee, dan kan jy 'n sertifikaat ook kry wat sover ek weet, wat jy dit dan van belasting kan terugeis. So daar's 'n groot poging van die Bybelgenootskap se kant af om die mees geleesde boek in die wêreld, die nommer 1 boekverkoper in die wêreld vir, ek weet nie hoeveel jaar is dit nou al nie, en ons bid dat dit nog vir al die jare van die bestaan van hierdie wêreld sal waar wees. Probeer hulle Bybels teen 'n bekostigbare prys te verkoop. So dis waarvoor ons geld bymekaar maak, en dis wat ons dan by die laaste Sondag van die maand gaan doen. En dan ja, as jy nie te haastig is na die tyd nie, kan drink gerus 'n koppie koffie of tee saam, kuier ons nog gou so 'n bietjie. Môre dan rol ons weer terug na ons werk toe en agter die kinders aan en dit en dat, so kom kuier dan net so vir 'n oomblik saam. Ek wil dan, voordat ek dan begin, wil ek dan ook net vir julle by die huise hartlik verwelkom, hoop dit gaan met julle goed, en ook seën vir julle dag, hoop julle het 'n mooi dag, en ek hoop ook dat julle saam met ons wat hier in die kerkgebou vanmôre is, dat julle ook saam met ons iets na julle lewens toe gaan saamvat vir hierdie week, en ook vir die week wat kom, en dat julle ook die goedheid van die Here saam met ons ook uit sy woord sal beleef. So seën vir julle daar by die huis, en hoop julle gaan ook vanmiddag ergens hier by middagete lekker eet en dan verder lekker kuier. Ek wil graag dan vanmôre weer 'n luisterlied met julle deel. En dan gaan jy net so sit, die naam van hierdie lied is Neem ons bede aan.
Vandag is dit derde Lydensondag. En die gedeelte waarby ons tydens die prediking gedeelte van die erediens gaan stilstaan is Romeine 5 vers 1 tot 11. En dit gaan ek net nou lees. Die prentjie wat ek daarvoor saamgebring het, ek hoop julle kan dit sien. Anders moet sien wat ek woordelik is hier en wat hier voorwerk, dat ek ons 'n bietjie donker dit kan sit. As 'n mens nou by 'n hotel ingaan, dan in jy inboek, dan kry jy so, lyk soos 'n kredietkaart. En as jy by jou kamer weerkom, dan lees daardie meganisme, elektronika, wat dit ook al is, dan maak jy so die deurmaak groen en dan kan jy ingaan. En Romeine 5 vers 1 tot 11 wil vir ons die storie kom vertel of die gedagte op die tafel kom sit van ons het vrye toegang tot die Here. Die genade wat die Here Jesus aan die kruis kom bewerk het gemaak dat ons vrye toegang het tot die Here. En ek lees in Psalm 127 hierdie eerste 2 verse. As die Here die huis nie bou nie, soek die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm, waak die wat dit beskerm te vergeefs. En dis wat ek en jy, so wil ek hoop, vir myself ook, dis wat ons op 'n Sondag hier kom doen. Dis wanneer ons saam met mekaar kom bely dat by die Here is alles moontlik en dat ons elke dag by die versorgende en bewarende hand van die Here leef. Te vergeefs as ek en jy probeer om to make ends meet. En ons weet hoe voel dit aan die einde van 'n dag as 'n mens gesoeg het en rondgehardloop het, net om to make ends meet. En as die Here nie deel daarvan is nie, dan sê hierdie skrywer, dan is dit te vergeefs, dan beteken dit net mooi niks nie. En ons erediens vanmôre en elke ander erediens in ons hele lewe moet in die teken hiervan staan dat dit wat ons doen, vertrou ons dat die Here dit sal neem, dit sal verder neem en dit ook in ons lewe sal uitbou. Mag vanmôre se erediens in die teken daarvan staan dat dit wat ons doen, dit wat ons leef, dit waarna ons streef, staan altyd in teken van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En dit is my voorreg om vir jou in sy naam te kan groet. En eintlik op 'n manier vir jou te sê dat die Here sê vir ons elkeen, ons is altyd welkom in sy teenwoordigheid. Genade en vrede vir elkeen van julle. Dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus die Here. Ons gaan 2 liedere saam sing. Ons kan maar net so bly sit wanneer ons dit sing. Na die tweede lied, dan gaan ek vir jou vra om te staan en dan gaan ons geloof saam met mekaar bely. Oh
Die tweede lied wat ons gaan sing is 'n lied wat ons tradisioneel by Kersfees of in Kerstyd sing. En die rede hoekom ek die lied gekies het vanmôre is dat wanneer ons praat oor die genade van die Here en dat die genade vir ons almal bedoel is en dat ons almal in die genade van die Here kan deel en behoort te deel, dan gee ons net so 'n treetjie terug wanneer ons teruggaan na die krib toe om te sien die Jesus wat vir ons gebore is en wat gekom het om vir ons genade te bewerk.
met my ons geloof in die Here te bely, en dan as jy vrymoedigheid het, en as jy dit so wil doen, hardop saam met my hierdie volgende woorde te verklaar. Ek glo in God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ek kan maar weer sit. So op die blaadjies is vandag se skrifgedeelte afgedruk, maar as jy jou Bybel saamgebring het, dan gaan ek saam met jou lees Romeine hoofstuk 5. En normaalweg is dit so dat wanneer 'n mens Paulus se briewe lees, dan is daar so 'n bietjie meer om die lyf as sommer net 'n storie wat vertel word. Maar ek gaan nogtans probeer om so kort en bondig te wees en hierdie mooi gedeelte dan ook op so 'n manier te hanteer dat dit ook vir jou lewe vir vandag en môre en ook elke dag van jou lewe regtig betekenis sal hê. Die tema wat ek vanmôre wil gebruik is, hoe tel 'n mens weer die stukke op? Nee, wat bedoelende die stukke van 'n mens se lewe. En ek gaan net nou 'n skyfie of 2-3 met jou deel. Romeine hoofstuk 5 en ons gaan van vers 1 af lees en voordat ons dit saam lees, kom ons bid weer saam. Hemelse Vader, baie dankie dat dit vir ons lekker is, altyd lekker is. En dat dit môre ook, maak nie saak wat ons omstandighede en hoe ons lewe daar uitsien nie, dit nog altyd lekker sal wees om U te kan loof. Want in hierdie wye wêreld, Here, is daar niemand wat ons ken wat met U vergelyk kan word. As ons aan die beste mens dink, die mooiste mens, die goedste mens, die mens wat die mooiste lewe en wat die hardste vir U werk en selfs die mens met die beste voorbeeld kan nooit vergelyk word met wie U is nie. En as ons sê U is groot, vergewe ons, Here, as ons nie weet hoe groot U is nie. En as ons bely U is heilig, vergewe ons as ons volgens ons sondige natuur en met al die verkeerd in ons lewe aan U dink wat heilig is. Ons ken nie iets sonder sonde nie, Here. Ons weet nie van een mens wat nie sonde het nie. En ons het U nog nooit gesien nie. So ons weet nie wat is volmaak nie. Maar dankie dat ons al hierdie dinge kan sê, omdat
U ons U sin gemaak het. Ons behoort aan U. En wanneer ons nou vir 'n paar oomblikke in die woord gaan wandel, dan is my gebed vir ons elkeen dat ons elkeen iets in hierdie gedeelte sal raakloop wat vir ons weer opgewonde sal maak. In my hart en in my gedagtes, Here, kan ek myself baie goed daarin indink dat daar vanmôre genoeg dinge in ons elkeen se lewe is wat vir ons moeg en lam langs die lewenspad laat. In ons elkeen se lewe het daar hierdie week iets gebeur wat wil maak dat ons wil tou opgooi. Of wat gemaak het dat ons sommer net gaan sit het en sê ons sien nie kans vir die pad vorentoe. En na alle waarskynlikheid, Here, in die week wat voor lê, gaan daar ook so iets gebeur. Dat ons ergens 'n teleurstelling gaan beleef of dat ons hart vanmôre op iets gesit het en dan in die week dan gebeur dit nie soos wat ons gehoop het of gedink of beplan het dit moet gebeur. Dan is my gebed vir ons almal, Here, om ons vanmôre in U woord te ontmoet en ook vir ons styf vas te hou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Romeine 5 vers 1, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Is dit nie wonderlik? Ek gaan nie daarby regtig stil staan nie, maar dis maar net weer die eeue gedagte. Jy kan maar vanmôre uit die hofsaal uitstap waar jy aangekla is en jy gaan hoor dat die landros of die regter sê vir jou, jy kan maar gaan meneer, mevrou, jou skuld is betaal. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Daar's nog goeie nuus. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Want ons weet, swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop bestaan nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens gee nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige. As jy nou vanmôre hier in hierdie gebou nou kyk, is hier iemand hier vanmôre wat jy sien, as 'n dag moet aankom, sal jy jou lewe vir hom gee? Julle sit nou almal vir my en kyk. Is jy seker bereid om jou lewe vir my te gee? Nee. Ek sal dit oorweeg, nee. Nou laat ek net so 'n bietjie gaan dink daaroor.
Nee, ek sal jou môre antwoord gee. Maar eintlik gaan dit nie gebeur nie. Nou is sleg voor nie, neem hulle kwalijk nie, ek sal dit ook vir jou doen. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dis die wonderlikste nuus. En aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Nou vir die kinders, versoening beteken, dalk miskien nou maar vir die groot mense ook, versoening beteken twee partye wat met mekaar in rusie of in oorlog of wat kwaad was vir mekaar, dan word daar versoening bewerk. So die twee partye word by mekaar gebring, dat daar vrede kan wees en dat die ouens kan sê, nee maar, ons is nou hier om ons vergeet van die verlede, en is dit nie wonderlik dat ons dit vanmôre ook kan beleef nie, dat ons vrede met die Here kan hê, en wat sê die Here onder andere vir ons? Jou verlede is afgeskryf, dit bestaan nie meer. Goed, so ek gaan in baie kort wees, want daar 6 dinge wat ek met jou wil deel vanmôre, maar die tema is, hoe tel mens die stukke op? En ek dink ons het almal al daardie ervaring in ons lewe gehad. Ek weet nie wie van julle het al so 'n bietjie NASCAR gekyk nie, weet nie of julle die prentjie mooi kan sien nie, ek hoop so. Daar in Amerika het hulle nou hierdie resiese wat hulle so in 'n baan, op 'n baan so al in die ronde jaag. En dan is daar aan die buitekant, is daar so 'n hoë muur. En dan soms gebeur dit, dat daardie motor vir een of ander rede, wat ek ook al, daar's baie redes daarvoor, oor hoekom daardie bestuurder beheer van sy voertuig kan verloor. En dan gly hy, nou ja, as jy mens 300 en 320 en al dies meer jaag, dan kan dinge baie vinnig, baie verkeerd loop, en soms ook met erge gevolge, mense wat ons weet wat al hulle lewens verloor het, en as jy nou hier op my prentjie sou kyk, dan sal jy nou sien, hoe sit hierdie ou hier binne, wanneer hy daardie muur tref. Hier sommer so, nog so 'n prentjie, nee, dit is totale chaos, wanneer 'n mens die muur tref. En juist daarom het iemand gesê, as jy nou gaan kyk na daardie ongelukstoneel wat daar plaasgevind het, dan staan 'n hele sperm karre en die ouens kom sleep die stukkende wrakke kom sleep hulle weg, maar as ook ouens wat so met hulle besem staan en dan probeer om al die stukke bymekaar te maak. Nee, dit is soms wat met ons gebeur. Nee, as jy die muur tref, dan lê jou stukke oral, en hoe maak 'n mens daardie stukke weer bymekaar? Hier is sommer nog 'n foto, hier is 4 karre wat, nou ja, hulle resies is klaar. Hulle gaan nie verder kan jaag nie. Partymal gebeur in die eerste ronde, en ek het nou die dag het ek 'n resies gesien, letterlik voor die wenstreep. Die een ou wat uit die moeilikheid gebly het net so, het vinnig genoeg oor die streep. Die ander ouens het almal daar in 'n ongeluk beland, en toes die resies toe ook verby. So, hoe tel 'n mens jou stukke op? Waar begin 'n mens om die stukke van jou lewe, van iets wat met jou gebeur, om dit weer op te tel en bymekaar te maak? Die eerste ding, en dit gaan baie kort wees, want die 6 van hulle, so ek kan nie meer as 2 minute by elkeen stil staan nie. So die eerste een wat ek met jou wil deel is om te sê, begin waar God begin. As 'n mens weer jou stukke in die lewe wil optel,
as jou lewe vir een of ander rede vanmôre in chaos is, as daar in die afgelope week of in die afgelope jaar, miskien die afgelope 10 jaar of 20 jaar, want mens kry mense wat hulle lewe lank met dinge saamloop. Begin waar God begin. En wat sê vers 1? Is om te weet, daar is vrede tussen ons en die Here. Wanneer God met ons begin, dan begin hy nie met ons op die verkeerde voet nie. Hy begin anders as wat mense begin. Ons strategie, wanneer ons met mense begin, is so baie keer 99% van die tyd is dit verkeerd. Dit begin en moet begin waar God begin. En waar begin God om vir my en vir jou te kom herinner aan die vrede wat hy aan die kruis kom bewerk het. Toe die Here na hierdie wêreld toe gekom het, het hy nie gekyk om ons kom kyk of hy ons kan uitvang nie. Dit sou in elk geval nie baie moeilik gewees het. Want hy ken ons. Weet hoe lyk ons harte. Sien hoe ons lewens daar uitsien. Ek en jy kan vanmôre weet, die slegste plek waar 'n mens kan begin, is om te dink dat jy dit self kan doen. Want dis mos een van die moeilikste dinge, of die een van die dinge wat ons mos die graagste wil doen, is ons wil in beheer wees. My lewe waar hy vanmôre is, hy het nou nie uitgewerk soos wat ek dit wil gehad het. En ek onthou so tydstap aan, so 13 jaar gelede, toe my lewe ook nie uitgewerk soos wat ek wil gehad het, hy moet uitwerk. En die slegste wat ek in daardie tyd kon gedoen het, was om kwaad te wees. Om vir die Here kwaad te wees. Selfs al het ek dalk miskien rede gehad om dit te doen. Maar die slegste wat 'n mens kan doen is om te dink, jy kan jou eie lewe herstel. God het dit reeds kon doen toe hy na hierdie wêreld toe gekom het. Dis die goeie nuus wat ons het om met die wêreld te deel. Dis waarvoor die Here gekom het. Paar weke gelede het ek dit met julle gedeel. God spesialiseer daarin om mense weer heel te maak. En al wat ek en jy hoef te doen, is as ons môre en oormôre gaan leef, gaan gee net erkenning vir die Here daaraan, dat hy dit gedoen het. Die tweede wat ek met jou wil deel, is om te sê, staan of lewe uit genade en nie uit skuldgevoelens of dat jy spyt het. Ons het ons snaakse redes wat ons kan aanvoer vir hoekom ons lewe leef. En dis op die einde jou goeie reg om te besluit hoe jy jou lewe wil inrig. Want dis hoe die Here ons gemaak het, uit ons met 'n vrye wil gemaak. Ek kan kies. Jy het vanmôre en ek het vanmôre gekies om hier te wees. En die ou wat nie hier is nie, sonder dat hy dit dalk doelbewus gedoen het, het hy ook nie gekies om hier te wees nie, want hy het dalk vir iets anders gekies, of hy het gekies vir 'n vakansie en nou het dit so uitgewerk dat dit nou nie hierdie Sondag vir hom moontlik is om hier te wees. Maar wat hierdie gedeelte daar van vers 2 af wil sê, is dat ons moet vas staan in die genade wat die Here vir ons gegee het. Selfs al is jou lewe in chaos. Wanneer 'n mens in muur tref, dan spat 'n mens se lewe so uit mekaar uit dat 'n mens mos nou regtig nie weet waar moet
moet ek begin? Moet ek by myself begin? Moet ek by die ander party begin? Moet ek met God begin? 'n Mens is so verward en jy is so dronk geslaan, dat jy nie altyd weet waar jy moet begin. Staan in die genade wat die Here vir my en vir jou bewerk het. Want genade is 'n geskenk wat aan ons gegee is. Niemand van ons het gewerk vir die feit dat die Here ons vrygespreek het nie. En al het jy ook hoeveel geld vir die kerk, of al het jy hoeveel tyd aan die kerk of aan goeie dienslewering ergens in die wêreld gaan spandeer, is dit nog steeds nooit genoeg om die Here daarvoor te kan dank nie. Sy genade het gemaak dat ek en jy vanmôre hier is. En telkens as die Bybel praat van hierdie genade wat aan ons geskenk is, dan is die taal wat die Bybel praat, is om te sê, ons het nou 'n bepaalde posisie. Ek kan staan in die genade. Ek het 'n posisie wat ek voor die Here inneem. En dis nie 'n gevoel nie. Môre is daar dalk miskien iets anders in jou lewe wat skeef loop. En dan gaan die gevoel nie so lekker wees nie. Of iemand gaan jou selfoon steel, of iemand gaan in jou vasry. Mens hoop nie die goed gebeur met jou nie, of met ons nie. Of jy ry ergens deur 'n slaggat, want dit reën en jy het nie die ding gesien nie. En dan is genade nie 'n gevoel nie. Wanneer jy sleg voel, wanneer jy afvoel, en wanneer 'n kliënt jou sleg behandel, en jy 'n vrot oproep van iemand afkry, en iemand jou van goed beskuldig wat nie waar is nie, dan voel 'n mens sommer net gewoon af. En hierdie gedeelte wil sê, staan vas in die genade. En daar is iemand wat weet. Daar is iemand wat weet wat ek en jy deurmaak. Daar is iemand wat weet wat die rede is hoekom hy na hierdie wêreld toe gekom het. Die derde ding wat ek met jou wil deel is 'n ding wat ons dalk miskien nie regtig van hou om dit met mekaar te deel nie. En dit wil ek vir jou sê, om die geheim van lyding te ontdek. Nou bring vir my 'n mens wat daarvan hou om swaar te kry. En jy sal vir my sê, daar bestaan nie so 'n mens nie. Nou, lyding is deel van ons, swaar kry is deel van ons lewe. Daar gebeur dinge met 'n mens wat vir jou laat swaar kry. Daar's dinge wat jou werkgewer miskien van jou vra wat dit vir jou ondraaglik maak by die werk. Of jy is dalk miskien ergens in 'n verhouding wat die goeders 'n rol speel. Maar wat sê Paulus? Paulus sê, hy wil nie lyding verheerlik nie. As ons mense in die wêreld, hulle glo anders as ons glo, en hulle glo dat jy bepaalde slegte dinge moet doen, want jy gaan daarvoor beloon word. En dan nog allerlei nonsens ook wat hulle sê wat die beloning eendag in die hemel gaan wees, of hulle verstaan van wat die hemel is. Paulus verheerlik nie lyding. Paulus kom nie en hy gooi een of ander soort sousie oor en sê, ja, nee, wat is oké, nie te veel worry nie, dit is nou maar swaar kry. Paulus wil op 'n ander manier daarna kyk. Wat wil Paulus sê? Paulus wil sê, dis mos nie die Here se skuld dat die swaar kry in die wêreld gekom het. Die mens het mos gekies teen wat die Here wou gehad het. So die mens het self die ellende oor sy lewe gebring. Maar nou as daar dan nou swaar kry in 'n mens se lewe is, dan kan ek en jy vanmôre weet, dis nie goed wat een kant staan wat die Here kyk verby dit nie, of die Here loop of beweeg verby dit nie.
As daar swaar kry in 'n mens se lewe is, dan is die genade van die Here ook daarin, dat hy gebruik daardie selfde swaar kry in die lewens van gelowiges, om éventueel iets met 'n mens te bereik. In daardie donker tyd van my lewe, wat ek kwaad was en opstandig was, en 'n klomp dinge wat ek nie wou geweet het nie, en nie vir myself wou geneem het nie, is ek vandag tog maar dankbaar dat die Here hom nie aan my gesteer het. En dat die Here het met my hierdie pad geloop het. En wat sê Paulus? Paulus sê, as daar swaar kry in 'n mens se lewe is, dan stroop dit 'n mens van 'n klomp illusies. Ons dink mos, dit moet net goed gaan. Ek dink ons altyd, daar is goed wat ek moet hê. Dis my goeie reg. Ek moet dit hê. En wanneer swaar kry oor 'n mens se lewe kom, gaan kyk maar nou Abraham se lewe toe hy vir Isak moes gaan offer het, dan word al die jou bykomstighede in 'n mens se lewe word van jou afgestroop. Dan sien jy is eintlik nie so reg as wat jy is nie. Daai krag wat jy openbaar, of die krag waaruit jy lewe, daai krag is op die einde, die menslike krag is eintlik nie so baie nie. Daai menslike tank vol krag, hy loop nogal vinnig uit. Volharding, sê Paulus, die goed bou so op mekaar. Hy sê volharding, sê dit bou geestelike spiere. Dit is nie altyd maklik om te volhard nie. Dis nie altyd so maklik om wat die Bybel sê, neem jou kruis op en volg my nie. Daar's partymal wat ons voel, hierdie kruis van die Here is nie nommer pas gemaak vir my rug nie, wil hom afgooi. Maar Paulus sê, volharding bou geestelike spiere. En dis eers wanneer 'n mens ergens by die eindpunt kom, as jy vir een of ander iets geoefen het, vir swem of fietsreisies of hardloop of wat dit ook al is eers wanneer jy by die einde kom, wanneer daai koek wat jy probeer het om so suksesvol te bak, en jy dit die dag reg kry, of daai brood wat jy wil bak, laat hy nommer pas, 100% uitgekom het, dan sê jy vir jouself, dankie, ek het maar aangehou en ek het probeer. Paulus sê, as hy praat van volharding, dan noem hy ook karakter. Dan sê hy, dit vorm die hart. Hierdie goed wat met 'n mens gebeur, dit maak dat jou hart, jy kyk anders, jy leef anders, jy dink anders. En die laaste ding wat hy so van hierdie opbou praat, is wanneer hy praat van hoop, wanneer hy sê, dis die anker van die siel. Ons kan bly hoop. Hierdie hoop wat ek en jy het, wat 'n lewende hoop is, wat op iets gaan uitloop eendag. Dis wat die siel geanker hou. Dit is wat maak dat ek in die oggend kan opstaan met die wete dat die Here is saam met my op pad en dat hy hoop bewerk. En iemand skryf om te sê, God mors nie met lyding. Dis nie iets wat vir hom niks beteken. Ons is ons geneig om, as die melk klaar is, dan smyt ons daardie kartonnetjie of dan smyt ons daardie plastiekbottel weg. Of as ons sjokolade geëet het en ons klaar is, dan smyt ons die papier weg en die chipspakkie en die koeldrankbottel ensovoorts ensovoorts. God mors nie. Want God is doelgerig op pad. Die vierde ding wat ek met jou wil deel is 'n ding wat ons in ons hart moet vasluit, en dit is, onthou toe God jou lief gehad het. Daai dag wanneer jy jouself in die muur vasloop
En as jy terugdink vandag oor daai dag, toe jy jouself in die muur vasgeloop het, en dit net stukker was, en dit net bloed en hare was, het dit nie los gebeur van God se teenwoordigheid. Waar ek en jy vandag is, kan ons terugdink daaraan en onthou toe God ons lief gehad het. God het nie gewag dat ek en jy ons lewe eers moet regmaak. Die dag toe ek en jy die muur getref het, het hy nie gewag en sê, maar, okay, tel nou maar eers jou stukke alles op, sit hulle alles nou maar weer mooi in plek, en dan sal ek vir jou lief wees. Nee, hy het ons reeds lief gehad, toe ons swak was, toe ons onheilig was, toe ons 'n sondige lewe gelei het, en toe ek en jy onsself hulpeloos gevoel het. Die 5de ding wat ek met jou wil deel, en as jy nog oor die goeders wil praat, nooi my vir koffie, ons kan verder daaroor selfs in meer in detail daaroor praat. Die 5de ding is wanneer Paulus in hierdie gedeelte sê, jou toekoms is meer seker as jou verlede. Dit is wonderlik. As ek terugkyk oor my lewe, is daar dinge wat ek kan sien, en ek kan niks daarin verander. Dit het gebeur. Dit staan vas. Nou kom sê Paulus, maar my toekoms staan meer vas as my verlede. Hoekom? Want God is met my op pad. God het nie ons saligheid. Met saligheid bedoel ons mos nou dat ons vrygespreek is. Die dag toe ek en jy die Here Jesus as ons verlosser aanvaar het, het ons salig geword. Salig wat beteken, ek is nou kommervry. Môre hoef nie meer vir my 'n bekommernis te wees. God begin nie met ons saligheid om ons langs die pad te los. Dis net nie God se karakter. In ons lewe ontdek onsself baie keer. Dis moeilik om uit met iemand 'n pad te doen. Want dit vra iets van 'n mens. Dit vra jou tyd en vra geduld en dit vra opoffering. Maar God begin nie om jou erns te los nie. En die 6de ding wat ek hoop, dat hoe ouer ons word en die van ons wat ook nou nie meer soveel tyd op aarde het nie, dat ons tog in die bietjie tyd wat daar nog vir ons oor is, dat ons hierdie ding sal beleef, wat Paulus in hierdie gedeelte skryf, en dit is om vreugde in God te hê. Om elke dag blydskap te beleef. Vreugde in God is nie om te oorleef nie. Dit is die hartseer van so baie mense in die lewe. As ek net deur vandag kan kom, dan sal ek môre wat self weer sien. En môreoggend as ek opstaan, dan lê daai dag weer soos 'n berg voor my. En dan beleef ek nooit vreugde nie. Hier's nou weer hierdie ding om uit te sorteer. Dalk het jy nou al vanmôre opgestaan, of dalk is daar nou al in jou hart iets wat jy ook dink, maar die week wat nou voor lê, dit lê soos 'n berg voor my. Wat Paulus kom sê, dis nie die bedoeling van die Here wat die Bybel vir ons wil sê om net te oorleef. By disippels maak disippels, en sê ons vir mekaar en leer ons een ding, en dit is dat ons vir die wêreld wil sê, ons wil mekaar weer leer om vreugde te kan vind. En as Paulus sê vreugde in die Here, dan gaan dit nie maar net om my omstandighede te verander. As ek nou net weer 'n nuwe selfoon kan, of as ek dan nou net in 'n beter huis kan intrek,
Of ek dalk miskien nou net weer 'n nuwe paar skoene kan koop. Dit gaan nie net oor die verandering van omstandighede nie. Die diepste diepte van die Bybel is dat ek en jy vir mekaar moet sê, die Here het gekom om gebroke verhoudings te herstel. As jy dalk vanmôre in jou lewe op 'n plek is met die Here waar jy beleef dis nie waar jy moet wees nie. Dis kom die Here gekom het, sodat hierdie gebroke verhouding herstel kan word. Want dit is die diepste vorm van genesing. Waar lê jou stukke dalk vanmôre? Hoeveel van jou stukke lê dalk miskien 10, 20 jaar, 30 jaar terug in jou lewe? Dat jy op soek is om daai ding wat jy ergens langs die pad verloor het. Daai vreugde wat jy beleef het toe jy 'n kind was en nou is die lewe sommer net terwyl. Lag nooit meer nie. Lewe hooploos. Die genade van die Here wat Paulus in hierdie gedeelte met ons wil deel, is dat ons kan weet ons het vrede ontvang. Dat ek en jy vanmôre op die regte plek is waar die Here vir ons wil hê. En mag die Here dan ook vir my en vir jou in ons lewe seën. Amen. Here, baie dankie dat al die ou stukke wat ons soveel keer langs die lewe verloor as gevolg van omstandighede, dat U vanmôre van ons weet, dat U ons lewens ken, jong en oud, elke man en elke vrou, dat U ons almal se lewens ken wat hier is, ook hulle wat saam met ons op hierdie oomblik inskakel. Seën vir ons so, Here, dat ons altyd U vrede sal raak sien. En U genade wat ons van 'n gewisse dood gered het. Wees met ons elkeen in die week in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met ons laaste lied. Laat Heer U vrede deur ons vloei. Dis 'n gebed, nee, maar dis 'n wonderlike gebed wat 'n mens vir die Here kan vra, dat ten spyte van dalk ook die Here die stukke in my lewe op 'n ander manier kom terugsit as wat ek dit wou gehad het, maar dat ek en jy vrede kan hê, want ons lewe in die Here saam. Kom ons sing dit saam.
Gaan dan heen en gaan leef in die vrede en uit die genade van ons Here Jesus Christus, wat ons vrygekoop het, en wat ons weer in die regte verhouding met hom gebring het. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troostvolle teenwoordigheid van God se Heilige Gees, sal by elkeen van ons wees en bly, totdat Jesus eendag weer op die wolke verskyn. Amen.